My naam is Edre Rode. Ek is in graad 9 in Paul Erasmus Hoërskool. My tema is onkruid en my onderwerp is daar is plek vir onkruid in die tuin. Arme onkruid. In die Bybel is dit die dodder wat jong geloof laat verstik. Dit moet uitgebrand word. In tuinboukringe is dit iets wat in alle kostes uitgeroei moet word, met produkte met onheilspellende name, soos Sammy Max en Yamutu. Maar ek wil vandag 'n lansie breek vir onkruid. Daar is plek vir onkruid in die tuin. Onkruid in my fisiese tuin, onkruid in my taaltuin en onkruid in my karaktertuin. Hoe kaai so 'n bietjie? Jy wat vroegoggend met jou spuitkan al die lastige onkruid wil bykom. Die jongste navorsing bewys dat onkruid, jy's goed is vir jou tuin. Die meestertuinier by Babylonsteron, Kandula Duitslander, vertel op die webtuiste www.babylonsteron.com dat onkruid soos brandnetels, wilde klawers en roosmalva voedsaam en goedkoop is om te verbou en die plek kan inneem van tradisionele groentesoorte in enige groentetuin. Sy het onlangs vir belangrike besoekers brandnetelsop voorgesit en hulle het daaraan gesmil. Nog meer, die megaboer meneer Dries Joubert gebruik nooit meer onkruiddoder of kunsmis nie. Nee, hy gebruik bloot die natuurlike kompostering en deklaag van die onkruid in sy lande. In Landbou Weekblad, 21 April 2022. Onkruid verryk die grond met natuurlike voedingsstowwe. Dan is daar ook die blommepragt wat jaarliks duisende mense na Namakwa-land lok. En ook ons eie Oos-Vrystaatse kosmos. Pure onkruid. Daar het julle dit, dames en here, daar is plek vir onkruid in die fisiese tuin. Is daar ook plek vir onkruid in die taaltuin? Al te seker, dames en here. Ek praat nie hier van die gekruide rooi peper vloektaal wat deesdae in ons Afrikaanse letterkunde opskiet nie. Nee, op hierdie onderwerp moet ek saamstem met Thea van Staden, boekresensent. 'n artikel op litnet.co.za met die titel Die vloek van die boek verklaar sy onomwonde. Vloek is 'n aanduiding van 'n beperkte woordeskat. As jy dit kies, as jy skryf, keer jy dit goed. Nee, ek praat hier van die heerlike oes wat idiome en onkruidname tot ons taalskat toevoeg, soos uitgelig deur Jana Liter, mede-redakteur van die WAT, in 'n rubriek op Netwerk 24 van 1 November 2024. As jy iemand wil lekker sleg sê, sonder om te vloek, gebruik gerus onkruidname, soos daai kaktus van 'n man, daai duiwelskerf. Hy is 'n heldoring, 'n lentong en selfs partykeer 'n mal kop kerwel. Op die internet sal 'n gewetenlose onkruidsugtige aan die blou blommetjies probeer verkoop. Artikels van geen waarde nie. Maar as jy iets wil aanprys in taal wat van vreugde sing, is hiervoor ook genoeg onkruidname. Jy is my doringappel, my porseleingrassie, my ou bokrambosie, my liefste klein haaspootjie. Hierdie onkruid behoort beslis in my taaltuin. Ons loop nou nog dieper in die tuin in. Hier raak dit onheilspellend, donker en toegegroei, soos 'n woud wat 'n heks in 'n sprokie sal bewoon. Dit is onvermydelik dat daar iewers in my persoonlike lewe onkruidmense gaan inkom. Boelies en manipuleerders en kastige vriende en vriendinne wat jou wil vasknoop in die wrigvrye van groepsdruk. Ons as jong tieners kan nooit hierdie boomparasiet heeltemal vryspring nie. Hulle wil ons inperk en minderwaardig laat voel, sodat ons eie waarde soek in verkeerde optrede. Mense se slegte opinies
steek soos duiweltjies in ons voete. Hoe nou gemaak? In sy boek Ouerskap wat werk, spreek die ouerskapkenner Dr. Arnold Mol die probleem direk aan. Hy glo dat ons as beginselvaste jong tieners juis baat vind in die blootstelling van hierdie soort mense. Dit help ons om ons waardes te definieer. Dan weet ons ook hoe om in die grootmenswêreld balans te vind. Veerkragtigheid word juis gebaat deur uitdagings. En al is dit nie lekker om onkruidmense om my te hê nie, weet ek nou dat my innerlike lig my pad sal aanwys, dit enige gifblaar toegerankte donker woud. In 'n gediggie op die internet, deur Linda Wessels, lees ek die volgende. Onkruid het wortels so stories wat niemand lees nie. Klein rebelle wat wys dat die lewe nie toestemming vra nie. Die onkruid in my fisiese tuin, in my taaltuin en die tuin van my lewe wys presies dit. Kom sit dan nou aan my tafel, mooi versier met naaientjie in die gras en bergbruikie blomme. Eet saam aan die heerlike brandsnetelbredie en luister na my eie unieke doringroosie verhaal. Daar is plek vir onkruid in die tuin.